praat oor ritme. Om ritmies in plek te kan kom met God. En ritme beteken dat jy God se plan verstaan. Met ander woorde, jy moet verstaan hoekom jy dan nou hierdie ritme gekry het om in te kan leef, en dan daai ritme van die spieelbeeld is die refleksie terug van dit wat ek sien en beleef en ervaar. En ek het laasweek vir jou gesê dat die ritme van 'n spieël kan nie lieg nie. Dit wat jy daar sien, kan jy nie anders te maak nie. Dis presies wat in die spieël gewys word. Ek hoop jy het in hierdie week wat verby is, so bietjie voor jou spieël gaan staan en gesê, jette, jy is almal mooi. Ek hoop jy het dalk die maandagoggend opgestaan en gesê, ek weet nie wat gaan hulle met jou hierdie week doen nie, maar nee, hier kom 'n great week vir jou. Die vraag is net of jy jouself in die spieël van die geestelike beeld sien van dit waarmee God besig is. Want ons leef in 'n wêreld waar die self, die eie ek, deel geword het van die mens, die selfies, die self-identify, die self van die mens kom na vore, en al wat God vir ons wil sê is dat hy is die beeld, onthou jy laasweek Kolossense, van die Vader, en ek en jy raak die beeld van hierdie Vader en van sy Seun, wanneer ons in hierdie spieël kyk. Ritmies wil God altyd vir ons kom vertel, dat hy in ons leef, en hy wil nie hê ons moet onsself sien nie, maar hy wil hê ons moet hom sien. En dit klink dalk teologies en kerklik verkeerd, maar hoor gou hier, jy moet 'n beeld van Christus dra, en nie van jouself nie, en ook nie van 'n kerkorganisasie of een of ander mens nie. Jy dra die beeld van Christus. Ek sê net vir iemand langs jou, jy lyk mooi vanmôre. En as daar niemand langs jou sit nie, kyk gou agtertoe en sê, jy lyk almal mooi vanmôre. Nou, dis lekker om dit op 'n Sondagoggend te hoor, maar dalk moet jy môreoggend man wakker skrik, en as jou vrou se hare alle rigtings staan, en die make-up is gesmeer, en sy lyk anderster, dan sê jy vir haar, maar jy lyk almal mooi vanmôre. En ek weet wat gaan haar reaksie wees. Wat's fout? Dalk moet ons net bietjie meer gereeld hierdie beeld van Christus dra. Ons dra graag gewig van die samelewing. Ons dra graag die gewig van finansiële druk, van huwelikskrisisse, van kinderprobleme. Ons dra dit graag. Ons hou daarvan om hierdie laste te dra. Maar Christus wil hê dat ek en jy 'n beeld van hom sal dra, want dit maak jou meer as 'n oorwinnaar. En ons gaan vanmôre hoor ritmies, hoe kan ons dit nou eintlik reg kry? Ek weet nie of jy dit weet nie, maar die slim mense sê, en ek sê maar net wat hulle sê, nou, hulle sê, nou, hierdie sekonde, in hierdie sekonde, het jy presies nou 11 miljoen verskillende dinge verwerk in jou brein. Per sekonde. Het jy geweet, dat oralste waar jy beweeg, waar jy gaan, waar jy bestuur, waar jy loop, het jou brein nie vermoë om op hierdie angle alles waar te neem en dit te stoor. Jy sien daai neurone en daai aktiewe beta golwe, en jy moet jou kinders op die alfa golwe laat musiek luister. Dis nou vir daai mense wat nie hou van klassieke musiek nie, dis jy het dit nodig juis in jou lewe. Ag. En daai diep, hulle noem dit theta golwe, en dan kry jy
delta golwe wat baie mense aanlei en dit is net slaap. En ek hoop nie hier's vanmôre delta golwe hier in die Here, ons bind elke gedagte, ons neem dit gevange, ons bind elke delta gedagte. En is baie interessant dat die Here vir die mense orgaan gegee het wat die vermoë het om in 1 sekonde 11 miljoene verskillende goed te verwerk, waarvan ek en jy net uiteindelik 40 tot 50 dinge gaan sien of beleef of ervaar of doen. Net dit. Van 11 miljoen goeders is daar net 40 of 50 goed wat ons gaan doen. En jou brein het die vermoë om in sekondes vir jou iets te laat doen, jou arms te laat beweeg, jou oog te laat knip, jou hare te laat groei, ag man, jou vel te laat meer selle produseer. Jou brein het hierdie absolute vermoë. Ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, en dalk het jy dit al gehoor. Hulle het jare terug het hulle in 'n teater, in 'n fliekteater, het hulle net in die hoekie van die skerm, het hulle elke paar sekondes 'n klein Coca-Cola geflits. Net so, geflits. En toe bepaal hulle, dat wanneer die mens sit en hy kyk daai film, en daai ding flits net so vinnig, dan raak die mense lus vir Coke, en staan hulle op en gaan koop hulle Coke. Hier sommer nou al klaar 'n paar mense wat lus is vir Coke. Jou brein het hierdie ongelooflike vermoë om dinge te kan verwerk. Dis ook die orgaan waarmee spesialiste sit en hulle wonder maar hoe werk alles. Hulle kan nou nog nie, daar's geen medikasie, geen hulp vir siektes soos Alzheimer's en Parkinson's en dementia en hulle kan net nie hierdie brein wat hierdie ongelooflike vermoë het om al hierdie goed te verwerk nie. En dan wil die Here ons leer om hierdie orgaan in ritme te kan kry. Dis amper die enigste orgaan wat die vermoë het om sy eie bane te herstel en nuwe bane te kan skep van denke. So moenie bekommerd wees nie as jy altyd 'n negatiewe ou is. Teen die tyd wanneer ek en Linnie met pensioen gaan hier in die Kaap, gaan jy positief wees. Want God wil jou die vermoë gee om die spieelbeeld reg te kan sien, maar hy wil jou ook die vermoë gee dat hierdie orgaan sal herstel, sodat jy met 'n beeld sal leef, maar nie net met 'n beeld nie, maar met 'n denkwyse van 'n kind van die Here, wat glo ek is meer as 'n oorwinnaar in Christus. En hy is spoedig hier, en hy wil sy kinders kom haal, en hy wil hulle gereed kry, maar terwyl ons nou op hierdie aarde is, wil hy ons ritmies in plek kry. Hoor wat sê die Bybel in Spreuke 4 vers 24, hy sê, wees versigtig wat jy dink. Jou denke kan jou lewe ingrypend beïnvloed. Dis nie in die 53 en die 33 vertaling nie, dis in die Boodskap Bybel. Hy sê, dit kan jou denke ingrypend beïnvloed. En toe ek in die Polisie College was, en ek weet nie of Eddie hulle sulke snaakse goed aangevang het nie, dat ons in die nag het ons nou snaakse dinge met mense gedoen. So wat ons gedoen het, ons het 2 panne gevat met water in, en dan staan ons by iemand se bed, dan gooi ons daai water so heeltyd so, oor na die een, na die ander ene toe. Nou dan begin jy sien, hy begin kriebelrig te raak. En dan die ou en nood, dan spring hy daar op, en dan sy badkamer toe, of hy is partykeer te laat. Want jy sien, die invloed van jou brein, kan jou lewe beïnvloed. En baie keer vertel die duiwel vir ons, kyk die duiwel weet mense se harte is reg. Meeste mense wat ek ontmoet het, se harte is reg, hulle wil God dien. Hulle wil graag iets positiefs doen. Hulle wil graag, want die hart is reg, maar die vyand weet as hy die
verstand in die hande gekry het, dan vat hy jou van ritme af en uiteindelik maak dit dat jou hart ritmies van ritme afgaan. En is baie interessant dat Efesiërs 6, en ek het dit nie eers voorberei nie, is nogal interessant dat hy begin met die helm van verlossing. Want God weet, jy moet eers hier reg wees, voordat die res kan reg wees. En nou vertel die Efesiërs vir ons die volgende. In Efesiërs 4 vers 23, hy sê, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe geestelike manier leer dink. You need to change your attitude of your mind. En jy sal agterkom wanneer jy met beraders en sielkundiges en psigiaters sit, gaan hulle altyd vir jou leer om te kyk of jy jou brein anders te gebaan kan kry. Dat hy moet anders te dink oor waarin jy jouself nou bevind. Maar God het duisende jare terug al reeds geweet, toe hy die mens gemaak het, as die mens hier regkom, dan word hy hier ook gesond, en dan begin die liggaam uiteindelik gesond te raak. Ek weet nie of julle dit as kinders gedoen het nie, jy loop verby 'n maatjie en sê, jy lyk almal siek vanmôre. Dan kom 'n volgende maatjie, jy lyk almal siek vanmôre. Dit was nou net in Brakpan, dit is nou nie in die Kaap nie. En dan kom jy, dan sê jy lyk almal siek vanmôre. En nou, dan begin hy kind te sê, ek voel siek. Want almal het vir hom gesê, hy is siek. Ek wonder, ek sit nou en wonder, of ek staan en wonder of ek nou hierdie volgende moet sê. Maar as die kerk vir jou elke Sondag vertel van sonde, gaan jy naderhand net 'n sondedenker word. En jou lewe gaan oorgeneem word deur sonde. Ek wil jou net herinner dat belydenis is uiters belangrik, want belydenis maak die verstand reg. Maar ek en jy het die voordeel dat God ons bane in ons brein wil verander om vir ons te kom sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. So we need to get a new attitude. In Romeine 12 vers 2, die skrif waarmee ek tot bekering gekom het, sê laat God julle denke vernuwe. Laat hom toe om dit te vernuwe. Be transformed by the renewing of your mind. God wil vanmôre gedagtes ritmies regkry. Hoor gou hier, as jy in die môre opstaan, is dit so belangrik om tyd met God te spandeer, want hy wil hê jy moet ritmies regkom hier. Maar hoe minder tyd jy in die môre met hom spandeer, hoe minder kan jy 'n beeld van hom kry, en dan begin jy nader aan die spieël te draai na jouself toe. Dan begin jy gejaag te raak, ongeduldig, ongelukkig, geïrriteerd. Want jy begin die spieël weg te draai van die een wat die beeld is. Daarom sê hulle nie vir my gereeld met my bestuursvermoë. Dan sê sy, is dit wat Jesus sou gedoen het? Sy wil my baan reg kry. Want jy moet 'n transformation begin hier. En ek wil hê jy moet vanmôre saam met my, ons gaan dit 'n paar keer doen vanmôre. Ek wil hê jy moet 'n geestelike manifestasie doen en sê, Here, raak my verstand vanmôre aan dat dit U kan bedink. Want die slim mense sê die volgende, hulle sê herhaling skep uiteindelik 'n patroon. So as jy gebed herhaal, daarom sê hy, julle moet altyd deur bid. Waar staan dit, Wanika? Ek het daai skrif vir hulle geleer as klein kindertjies, 1 Tessalonisense, bid altyd deur. Want daar moet iewerste by jou, luister hier broer en suster, ek wil dit vir die kerk van die Here sê, gebed gaan nie oor die tyd wat jy op jou knieë spandeer nie. Gebed gaan of jy jou bane reg gekry het en met God besig is. Want God wil jy sê dat jy met hom besig is, sodat hy jou kan transformeer.
En ek is mal oor daai foto wat hulle altyd op Facebook sit, van hierdie katjies, klein katjies, wat hier in 'n bidkamer ingaan, dan sê hulle, before you enter your prayer room, en as jy daar uitkom, staan daar so 'n leeu daar, dan sê hy, after you enter your prayer room, want dis wat God wil doen, hy wil jou baan reg kry, dat as jy daar uitstap, dat jy met die wete sal uitstap, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur. Daarom moet jy jouself by 'n plek kry waar, nee, laat ek nie nou myself vooruit hardloop nie. As jy 'n patroon gevorm het, dan vorm dit 'n gewoonte. Dit is nogal interessant, jou ma en jou pa het vir jou gesê, as jy opstaan moet jy gaan tande borsel. Hoekom? Omdat hulle snaaks wil wees? Nee, om 'n patroon by jou te skep. Maar baie mense leef so uit ritmies uit, nee, laat ek nou nie so doen gaan. Jy wil 'n patroon skep wat 'n gewoonte vorm. Hoor gou, die oomblik as hy 'n gewoonte gevorm het, dan word hy uiteindelik 'n karaktereienskap. Goeie gewoontes bring goeie karaktereienskappe. Slegte gewoontes bring slegte karaktereienskappe. Want jy het in die patroon of in die ritme gegaan van waarmee jy besig is. Vir die mense wat rook, moenie worry nie, hier is nou net 'n voorbeeld, hoor. Maar 'n persoon wat rook, word altyd vertel, vervang dit met 'n sweet. Maar wat hulle nooit vir jou vertel nie, is dat jy dalk diabetes kan kry. Dit hang af hoe sterk roker jy was. Maar God kan nou, op hierdie oomblikke, kan hy nou inspraak hê op jou verstand. As jy hom toelaat om dit te vernuwe, dan kan hy nou op hierdie oomblikke vir jou verlossing gee. God het die vermoë en die krag om dit te kan doen, wat in sy karakter, want hy het die patroon gevorm, in sy karakter het hy die gewoonte om mense se lewens te verander. En hy kan dit nog steeds vandag doen. En die oomblik, wanneer ek karakter het, dan bepaal dit uiteindelik my bestemming, van waartoe ek op pad is. Daarom is dit so belangrik om elke dag ritmies jou brein reg te kan kry. Ons leef in 'n wêreld waar mense nie meer lees nie. Dis hoekom ons so 'n nasie geword het en 'n wêreld geword het wat al hoe meer, hulle raak slimmer wat AI aanbetref, maar ek wil net hê jy moet hoor wat sê AI, artificial. Artificial is not genuine. Moenie vir AI altyd glo nie, want hy lieg ook. Hy is so gebou dat hy nie alles kan weet nie. Die tweede boek van Korintiërs 10 vers 5 sê die volgende, en dis die krag wat vanmôre aan ons geopenbaar word. Hy sê ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Ek wil hê jy moet gou 'n oomblik op jou voet staan. En ons gaan nou vanmôre iets snaaks in hierdie kerk doen. Gelukkig sit meeste mans en vrouens langs mekaar. Maar ek wil hê jy moet vanmôre jou hand op iemand se kop lê. En sê ek neem nou jou gedagte gevange dat dit gehoorsaam sal wees aan Christus. As party vrouens wat so lank bid vir hulle mans, dit pla my. Jy kan maar sit, baie dankie. Neem elke gedagte gevange. God gee vanmôre die vermoë vir my en vir jou. Daarom as jy op 'n Sondagoggend op pad kerk toe kom, sê Here, laat ons gedagtes gevange geneem sal word deur die krag van die Heilige Gees, want die Heilige Gees wil Jesus vertoon. En vanmôre terwyl Norman hulle die sang so lei, toe kom ek agter, Jesus begin al hoe meer verhef te word. Sy naam begin uitgelig te word. Weet jy hoekom? Want die gedagtes was gerig op hom. En nie 'n mens nie. En wat sal die Bybel vir ons sê? Hoe kan ons
begin om hierdie goed te doen. Hoor wat hierdie ongelooflike skrif in Filippense 4 vers 8 sê. En hy sê vir ons so mooi, hy sê verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof ook daar mag wees, dink dit. Is nogal interessant, né? En ek wil nou vanmôre deur daai lys gegaan het, maar ek voel die Here is besig om hierdie diens af te sluit, want hy wil vanmôre gedagtes aanraak. Hoor wat sê die Engelse Bybel? Hy sê, you'll do your best by filling your mind and meditating on things that are true, noble, reputable, authentic, compelling, gracious, the best and not the worst, the beautiful and not the ugly. Dis net 3 dinge wat ek en jy elke dag moet doen om hierdie bane reg te kry. Net 3 dinge. Dis eintlik so eenvoudig. Nommer 1. Bid altyd die Here. Gebruik jou kar, gebruik jou shower, gebruik jou bad, gebruik 'n geleentheid om iewerste met God te kan gesels. Laat God altyd 'n prioriteit word vir jou in gebed. Laat gebed deel wees van jou lewe. Nie hoe baie woorde jy kan bid nie, nie hoe mooi jy kan bid nie, nie hoe oulik jy goed kan saamstel nie, maar laat toe, laat jou gedagtes gevul word met gebed. Ek weet nie of jy al ooit gewerk het met jaloerse mense nie. Ek praat van regtig jaloerse mense. Dit consume hulle naderhand. En jammer dames, veral die vrouens. As hulle jaloers geraak het, help vir daai man. Hulle verdink hom van alles en alles. En partykeer het hulle rede, maar dalk het jy nodig om jou verstand te herstel vanmôre. En gebed bly nog steeds die antwoord. Ek weet nie of julle weet dat God se Heilige Gees is soos 'n goue draad wat altyd deur 'n diens beweeg nie. Norman, hy het nie geweet ek beplan hierdie nie, maar Norman sê, kom ons bid 'n bietjie. Kom ons bid. Bid vir jou broer en jou suster, jou kind, jou seun, jou dogter. Kom ons bid 'n bietjie vir mekaar. Weet jy hoekom? Want gebed verander sake. Gebed verander gedagtes. En mense moet weer begin leer om in die teenwoordigheid van God te kan kom, sodat hy die spieelbeeld kan word van my en jou, dat as ek daar uitstap, dat ek kan sê ek is 'n kind van God. Hey, maak ek foute? Ek weet nie van jou nie, maar ek maak heelwat foute. Maar een iets wat ek weet is, I am a child of God. Halleluja! Loof die koning. Hy stoot my nie weg nie. Hy sit my nie een kant nie. As ek 'n fout gemaak het, dan verstaan hy. Hy is soos 'n pa wat wag vir 'n verlore seun, sy arms uitsteek en hy sien, hier kom hy in die paadjie af, en hy verbly hom, en hy begin sommer 'n kalf voor te berei, en hy begin hom voor te berei, dat hy hom skoon gewas kan kry. My God is 'n goeie en 'n wonderlike God. Daar is niks wat ek kan doen wat hom kan verwyder, sy liefde nie. Ja, en dit kos partykeer om in gebed te sê, Here, ek sê dit gereeld vir hom. Sê, Here, ek weet nie hoekom het U my gekies, maar dankie. Ek bid al oor die 30 jaar vir geduld. Hy sukkel nog. Ek het net geleer om my tong te byt, my tande te kners, en partykeer niks te sê nie. Maar hier binnekant, dan voel dit. As ek weer rustig raak, dan kan ek vir hierdie God van my sê, Here, verander hierdie bane asseblief. Verander hierdie bane. En jy sê nou, jy weet nie of jy hierdie bane gaan verander as dit kom by taksies nie. Draai in die oggendgebed. Probeer. Die tweede baie belangrike
iets is. En ek tel dit al hoe meer op hoe langer ek in die bediening is. Dat mense nie meer Bybel lees nie. Dat mense het 3, 4, 5 Bybels in hulle huise, maar hulle lees hom nie. Die krisis ook, wat ek ook opgetel die laaste paar jaar, is dat mense al hierdie groot verklarings en openbaring soek. Hulle wil weet van die wederkoms en sy detail. Hulle maak Bybelstudies oor die naam van die Here. Hulle doen groot dinge, hulle gaan soek dieptes. En al wat hy vir ons sê is, begin dit bietjie te lees. Ja, ek weet, julle was nou nie soos ek nie, maar toe ek jong was, ek was verskriklik lief vir lees. Maar ek het al hierdie eile boeke en die trompie boeke en daai goed is verslind. Jetter, dan wil ek net trompie wees as ek daai boek klaar gelees het. Hoeveel te meer nie die woord van God nie. Daar is elke keer iets niets in God se woord. Ek staan partykeer verstom oor wat in God se woord aangaan. Want as ek lees, dan lees ek is die sout van hierdie aarde. Ek is die lig wat God wil gebruik. Ek is meer as oorwinnaar. Ek is saam met hom gekruisig. Maar ook het ek saam met hom opgestaan uit die dode uit. En hoe meer jy oor hierdie Jesus lees, hoe meer begin jou bane te verander. Ek wil jou waarborg gee. Lees die Bybel elke dag vir ten minste 'n halfuur. Na 3 maande kan jou lewe nie dieselfde wees nie. Want hierdie woord is kragtiger en skerper as enige tweesnydende swaard. Hy het die vermoë om skeiding te kan maak op plekke en geleenthede wat jy sal sê, Here, ek het nie geweet dit kan gebeur. En hoe meer jy dit lees, kom ons by die derde ding uit, hoe meer begin jy dit te praat. Want jou spreektaal gee weg wat hier aangaan. En as jy negatief is, gaan jy negatiewe goeders praat. En as jy altyd ongelukkig is oor alles, gaan dit hier naderhand uitkom. Maar as jy iemand is wat sê, Here, ek wil net u spieelbeeld hier binne in my hê. En nou, Here, neem ek hierdie gedagte van my gevange. Ek neem dit gevange, dat ek aan die heerlikheid van God kan dink. Bedink die dinge wat daar bo is, en nie wat op hierdie aarde is nie, sê Kolossense 3 vers 2. En wie gaan vanmôre saam met my opstaan en sê, Here, ek wil hê u moet my brein se bane 'n bietjie verander. Ek wil hê u moet dit so 'n bietjie aanraak. En ek wil hierdie gedagte van my gevange neem tot gehoorsaamheid aan Christus en gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. En ek wil vanmôre 'n verklaring maak dat my brein behoort aan die Here. En Here, raak my brein aan vanmôre. Laat my gedagtes sal wees soos u gedagtes nie van onheil nie. Halleluja. O, halleluja. Kan ons as 'n gemeente op hierdie oomblikke saam bid en sê, Here, neem gedagtes gevange vanmôre. Neem dit gevange en maak dit gehoorsaam vanmôre. Maak dit gehoorsaam vanmôre, Here. Halleluja. En nou wil ek hê, jy moet vir jouself sê, ek is meer as 'n oorwinnaar. In Christus.